Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Ek hoop soos altyd dat dit vir u tot waarde sal wees. In die afgelope maande, kykers en luisteraars, en dan veral die afgelope week, 2 weke, is Suid-Afrika op die wêreldverhoog geplaas. Absoluut, hierdie uitsprake van president Trump, uitsprake van Sergey Lavrov van Rusland, wat ook gesê het dat hy onregmatig opgetree word teen sekere minderhede. Ons het al die uitknipsel vir u in vorige video's gespeel. So duidelik is Suid-Afrika op die wêreldverhoog. Ons het ook 'n reaksie van China gesien, wat gesê het hy kan alles wat die Amerikaners hier doen, kan hy China vir Suid-Afrika doen. So duidelik vanaf die ooste sowel as die weste is Suid-Afrika nou absoluut op die voorgrond gedryf en geniet internasionale reaksie. Goed, sleg, simpatie, nie simpatie nie, hoe dit ook al sy, ek dink daarin lê die bewys. Ek het vir u 'n tyd gelede gesê dat Suid-Afrika het ontsettende strategiese waarde. Dit gaan nie nou meer oor alleenlik die hulpbronne wat ons het, die minerale wat ons het, die rykdomme wat hier is. Nee, dit gaan nou oor die strategiese plasing van Suid-Afrika in ten opsigte van die Suidsee-roete. Ek het dit al hoeveel keer gesê, en ek sal dit bly sê, en op 'n stadium het Jake Sullivan, gewese sekretaris-generaal van die FSA, dit ook gesê, dat hulle kan nie bekostig om Suid-Afrika te verloor nie. Dit was in kort amper 'n aanhaling van wat hy gesê het. Hulle kan nie bekostig om Suid-Afrika te verloor nie. En ons sien dit nou. Ons sien dat hier is nou, daar's 'n rede waarom Suid-Afrika nou op hierdie verhoog gesit is. Want dis die stryd tussen die Oosblok en die Wesblok oor Suid-Afrika, oor sy strategiese waarde in ten opsigte veral, en ek wil eintlik sê alleenlik vir die Suidsee-roete nou. Dis 'n ontsettende prioriteit. Want as die Oosblok Suid-Afrika wen, noem dit maar so, dan kan die Wesblok eintlik nie die Suidsee-roete gebruik nie. Ons weet klaar, en almal het klaar gesien, verskoon tog nog maar die vlee wat so kort tussenin is. Maar ons het almal klaar gesien en almal weet dat met die Jemeniese magte, die Houthis daar in Jemen, het ons klaar gesien dat hulle kan by keuse onmiddellik eintlik 'n verbod op die hele Rooi See en daarmee saam die Suezkanaal plaas en daar geen skeepsvervoer daarmee kan deurgaan nie. Ek dink almal weet dit is ook definitief die rede waarom die Amerikaners by name president Trump dan ook met die Jemeniese ooreenkoms gemaak het. En gesê het, ons hou op om julle te bom, maar los ons uit in hierdie seeroete. Maar tog weet die Amerikaners en almal in die wêreld dat daardie seeroete is riskant en kan enige dag die prentjie weer verander. So wat bly oor? Noordsee. Ons weet almal, gaan kyk maar die video's oor die Noordsee, oor die ys en alles daarmee saam, wat nie 'n gunstige seeroete is nie, nog nooit was nie. En al wat oorbly is die Suidsee-roete, en dis Suid-Afrika. En ek dink hierdie is 'n bewys, hierdie wat Suid-Afrika nou so op die verhoog, noem dit maar geforseer is, gebring is, vir watter redes? Dit gaan nie regtig vir my oor watter redes nie. Ons moet strategies na hierdie dinge kyk, en ons moet baie verder kyk, en dit is wat strategie behels. En ek dink nou is dit 'n bewys, dat Suid-Afrika is bitter belangrik. Nou die goed daarin, is nou die wêreld se aandag gefestig op die wreedheid. Ek sien die linkses sal maklik sê, ja, maar moorde raak die hele land, 20.000 moorde 'n jaar. Hoekom is die boere nou uniek? Wat dit uniek maak, as ek die woord uniek kan gebruik met 'n groot hartseer en 'n droefheid in my hart, en 'n meegevoel, onmeetbaar. Elke moord is vir my verskriklik om te verwerk. Maar hoe dit ook al sy, hierdie plaasmoorde, dit gaan nie net oor die syfer per 100.000 nie. Ons is, ek dink Simon het dit nou die dag mooi op een van sy video's die syfers gegee, waar ons letterlik 2 keer per 100.000 meer vermoor word, plaasboere in Suid-Afrika, as die gevaarlikste beroep in die wêreld. En ek dink dit som dit redelik op. Maar ongeag daardie syfers, ek dink wat dit uniek maak, anders maak, verskriklik maak, nie woorde om dit te beskryf nie, is die feit van die marteling. Die marteling wat met elke plaasmoord gepaard gaan. Elke plaasmoord. 3 ure, 4 ure, 6 ure, 8 ure. Die verskriklikste martelings.
So ons moet van dit melding maak. Behalwe die syfers wat van self spreek uit 100,000, is daar dan die marteling daarmee saam, wat absoluut 'n uitsondering is. Daardie marteling vind nie plaas met die ander 20,000 mense wat in Suid-Afrika vermoor word. Daardie marteling is nie naaste my in lyn met die gevaarlikste beroep op die aarde nie. So dit sê vir jou, daar's 'n politiese, dis om 'n vrees in te boesem, dis 'n politiese motief om die boere en ons mense uit die land uit van die plaas af te dryf. Dis nie 'n moeilike som daai om te maak nie, want dis hoekom die marteling ingebring word. En eendag sal ons sien wie sit almal agter hierdie marteling van ons mense. Maar onthou een ding, daar sal 'n dag kom wat die Vader besluit, dis die laaste een. Daai dag sal kom, so seker as wat ek hier sit. Die profesie is baie duidelik oor dit alles. Maar hoe dit ook al sy, kom ons beweeg na ons is op die wêreld verhoog. Ek dink ons almal verstaan nou dat Suid-Afrika is belangrik vir China, by name, dan die Oosblok en dan natuurlik ook vir die Weste. Amerika by name wat nou aktief op die verhoog is en moet Engeland nie uit die oog uit verloor nie. Definitief gaan Engeland nog 'n rol speel in Suid-Afrika. Nie 'n goeie rol vir ons opregte ware boere nie, maar definitief gaan dit vir hom éventueel nie uitwerk nie. En dit gaan vir ons éventueel uitwerk. Éventueel, daar's genoeg profesieë om dit aan te haal. Genoeg uit die Bybel uit, sowel as al die moderne profete wat maar net aansluit by wat die Bybel vir ons sê. Maar wat is die gevaar hierin? Ramaphosa en sy afvaardiging is baie sterk aangespreek. Ons weet dit nou, dit het uitgekom soos wat ek in my video vir u geprojekteer het, die geval sal wees. Maar wat is die opsies? Ek wil nie verlede week of enkele dae gelede se video herhaal dat Ramaphosa het nie 'n keuse nie, want sy volgelinge neig oos, neig China. Ek het vir u nog 'n voorbeeld genoem, vra maar vir die massas, hou julle van die Weste of hou julle van China? En jy gaan jou antwoord sommer op grondvlak kry. En jy gaan sommer 'n statistiek op grondvlak kry. Vra 100 en kyk hoeveel uit die 100 sê nee, ons sal saam met Amerika veg teen China, en hoeveel van die 100 sê ons sal saam met China, en dan het jy 'n redelike persentasie statistiek as jy dit sou doen. Ek dink ons almal weet wat die antwoord is. So Ramaphosa is, soos ek gesê het met die vorige video, tussen die duiwel en die diep blou see. Hy kan nie regtig neig wes nie. Maar ons weet, soos Jake Sullivan gesê het, ons kan nie bekostig die Weste, Amerika, om Suid-Afrika te verloor nie. Ek het in vorige video's gesê, het ek al vir u gesê, die militêre magte van Amerika is besig om gereed te maak, om dan nou een of ander rol hier te speel. Ek wil nie te veel in detail ingaan nie. Dit gaan nou net eskaleer. Ek het vir u gesê dat die Amerikaners sal die westelike deel van die land gebruik as 'n afspringpunt, as 'n wegspringpunt, omdat hulle lugmagbasis in Botswana is. Hulle bande in die afgelope tyd baie versterk is met Botswana. Eintlik nie baie versterk is nie, net bevestig is. Amerika het altyd seker gemaak hy behou goeie betrekkinge en bande met Botswana. Hy het 'n groot lugmagbasis daar, met ander woorde belange, en ons weet van die voertuie wat 'n tyd gelede in is na Botswana toe, wat nooit weer terug en uit is nie. Onthou u die kilometerlange militêre voertuie wat ons gesien het van Suidwes af van die hawens af deurkom Botswana se kant toe. Moet dit nie vergeet nie, moet niks vergeet nie. Moenie vergeet die militêre oefeninge wat Amerika in Kaapstad hawe gehou het nie. Moet nog minder vergeet wat was die tema van daardie oefening, die tema van die oefening in Port Elizabeth, waar hulle geoefen het hoe om 'n besette hawe weer terug te vat. Terwyl in Kaapstad was die geval hoe om 'n hawe wat hulle beset het te beskerm. So daardie beskerming, daardie oefeninge wat 'n militêre, een van die sterkste militêre magte ter wêreld, op sy eie seker die sterkste. Hoe dit ook al sy, daardie tipe oefening hou, dan moet jy weet wat gaan die geweld wees wat daarmee gepaard gaan wanneer so 'n mag oefen. Hoe gaan ek 'n hawe hou? Hoe gaan ek 'n hawe terugvat wat afgeneem is? Dis geweld wat daarmee gepaard. So daaruit kan ons aflei. So wat ons hier kan aflei, my reaksie op president Ramaphosa en president Trump is eenvoudig. Daar het niks gebeur wat ons nie verwag het nie. Ons is op die wêreld verhoog, want dit gaan nou oor die stryd oor Suid-Afrika. En die Oosblok sal sy proksiemagte inspan en Amerika sal sy proksiemagte inspan om vir hom die stryd hier te voer ter behouing van die Suidsee roete. Dis 'n maklike een. Dis nie 'n moeilike een nie. Dis hoe dit gaan wees. Ek het vir u gesê Amerika sal probeer deur die invloed van die geldmagte in Suid-Afrika om die ANC tot nie terug, wat ek voorsien gaan gebeur.
maar of die Amerikaners volle beheer oor die hele regering, oor die hele Suid-Afrika gaan kry, dit betwyfel ek. Dit betwyfel ek ten sterkste. En dit gaan dan 'n konflik veroorsaak, waarby u en ek betrokke gaan raak. Binne dit gaan wees. En ek hoef nie vir u te vertel van die polarisasie wat ons elke dag beleef, die haatspraak wat gelewer word. Ons sien dit nou ook op die sosiale media, met hierdie dat die plaasmoorde en die Afrikaners, die blanke in Suid-Afrika in die kalklig gekom het, sien ons, en dit gaan teweegbring dat hierdie haat gaan eskaleer. Wat 'n gunstige situasie, gunstig is 'n vreeslike woord om te gebruik, maar in terme van gunstig vir hierdie magte om proxy-magte aan te wend, want die emosie is opgewerk, die swartes sien hierdie negatiewe propaganda wat nou op die wêreldverhoog gekom het, sien hulle en gaan dit reflekteer in terme en ten opsigte van 'n verdere eskalasie van haat teen die blanke. En die blanke gaan die rug teen die muur geplaas word en die Amerikaners op hulle beurt sal dan dit as 'n proxy gebruik om hulle belange. So dis die geveg in kort en die stryd. Wat is die gevaar wat ek nou in die begin van die video gesê het, waarteen ons sal moet waak? En dit is, ons kan vir mekaar sê dat die ANC, die regering van hierdie land, regering van nasionale eenheid, noem dit wat u wil, die regering van hierdie land, het nou definitief die onderspit gedelf in die propaganda omgewing. In die propaganda scenario wêreldwyd is hierdie wrede plaasmoorde, gaan dit nou absoluut gedryf word deur die Weste, deur Amerika, waarvoor ons dankbaar is, verseker. Maar dit gaan die haat eskaleer, dit gaan die stryd tussen die Oosblok en die Wesblok in terme van die proxy-magte gunstig maak vir eskalasie, vir fisiese konflik. Wat gaan kom? Wat verseker gaan kom? Wat is die gevaar nou? Nou gaan die ANC, die regering, poog om hierdie naam van hom wat skade gelei het op die internasionale verhoog, gaan probeer om daai naam te herstel. En daarom wil ek u waarsku, moet u baie versigtig wees dat vir uitsprake op sosiale media, op groepe, hulle gaan elke uitspraak wat nou rassisties is, radikaal is, noem dit wat u wil, gaan hulle aangryp en dit op die verhoog sit en sê, maar kyk hierdie rassiste, kyk hier, is dit nie hoekom ons sien hy selfde propaganda oorlog nou met Israel en Gaza in Palestina, ons sien dit self daar, en ons sien hoe Israel die propaganda oorlog in die wêreld verloor. Die een Europese land na die ander is besig om die rug te draai op Israel, die een massa optog op die ander een is besig om plaas te vind, so hulle is besig om die propaganda, onthou ek ontleed hier vir u, te verloor. So het die ANC nou, op hierdie korter termyn nou, die propaganda verloor. So wat gaan hy doen? Valsvlag operasies, mense uitlok, mense gaan terg. Ons het dit gesien in 'n paar video's van EFF-lede wat mense gaan besoek het by hulle besighede en met 'n baie militante houding. Jy moet kyk agter die strategie daarvan. Het daardie blanke sy meer verloor? Het hy aan die skiet geraak argumente wat daar was? Dit sal vir hulle die beste geskenk wees nou om so 'n scenario, so 'n situasie te kry om vir die wêreld te sê, kykie, en daarom moet u nou baie versigtig wees in u uitlatings, in u optrede, moet ons nou uiters versigtig wees. En daarmee wil ek ook vir alle Suidlanderlede sê, dat as daar enige joernalis met jou 'n onderhoud wil voer, verwys hom na die Nasionale Uitvoerende Raad, wat hom sal verwys na ons segsman en buitelandse woordvoerder en media woordvoerder Simon Roche. Dis dit, moenie, want hulle sal nou 'n ou gaan haal agter 'n garage uit en hom voor 'n kamera sit en hy gaan hierdie haatspraak lewer en 'n rassistiese uitlatings maak om dit dan te gebruik, te misbruik en te sê, maar dis die blanke van Suid-Afrika. Dis hoe hy lyk. En om daai simpatie maar weer terug te win, daai propaganda oorlog weer te begin wen. Dit is die pogings wat sekerlik nou aangewend sal word. Dit sal nie anders wees nie. U gaan sien, hulle gaan elke blanke rassistiese uitspraak, gedrag gaan hulle. So nou moet ons geweldige selfbeheersing toepas. Mense, hierdie dinge sal van self ontwikkel. Hierdie dinge sal van self uitmekaar uitval. Ons hoef dit nie te forceer nie. Ons hoef dit nie aan te help nie. Dit sal van self gebeur. Inteendeel,
Ek het al vir u gesê, moenie vergeet nie, kykers en luisteraars, gelowiges wil ek eintlik sê, want dis die gemeenskap met wie ek praat. God gaan hierdie revolusie laat kom, om ons te tug, en om ons weer terug te bring na hom toe, om ons te louter en te suiwer, om weer 'n gesuiwerde en gelouterde oorblyfsel vir hom in hierdie land te wees, wat sy lig dan oor die wêreld sal laat skyn. Moet dit nie vergeet nie. So moenie nou u laat uitlok nie. Die Vader se profesie sal gebeur. Ons gaan dit nie forceer nie. Inteendeel, dit gaan nie suksesvol vir u wees nie. Dit gaan rampspoedig eindig as u nou uitsprake fisies wil opstaan teen 'n strafgerig wat deur die Vader gerig word in Suid-Afrika. Laat hy sy loop neem, sluit aan by Suidlanders wat al 25 jaar kom, wat departemente ingerig het, wat fases ingerig het, waarby u nie 'n valsvlag verval kan raak nie, beskuldig van kan raak, van 'n opstand, van 'n rebellie, nie. Wanneer dit gevaarlik is in jou area, jy's ingeskakel, jy's aangesluit by Suidlanders, jy's deel van daai area, se Suidlanders, jy gaan na fase 1 toe, volgens die besluit van jou eie mense in daai omgewing, want julle is daar, julle weet wat die gevaar is, julle weet of julle onveilig in julle huise voel. As julle onveilig voel, skuif na fase 1, as julle daar onveilig voel, fase 2, as dit weer veilig voel, weer terug huis toe. Dis so eenvoudig as wat dit is baie eenvoudig. En in daardie fases van Suidlanders, in daardie modus operandi, is daar nie ruimte vir valsvlagging. Daar's nie ruimte vir enige vervolging nie. Ons moet baie versigtig nou wees, kykers en luisteraars. Subscribe, sluit aan, raak deel, en ek gaan dit vir die soveelste keer, ek sien elke keer in die kommentare, daar's nog iemand wat sê, maar ek het nie geld nie. As jy nie geld het nie, skakel vir Cindy, en jy word gratis gelaai. Dit gaan nie oor geld nie, dit gaan oor die lewe. Dit gaan oor die naastes, die geliefdes se lewe. Dit gaan oor die oorblyfsel se lewe. Die oorblyfsel wat die Vader spreekwoordelik op die ark gaan toelaat. Wat geleef het in begeerte na hom, in liefde teenoor hom, tot eer en verheerliking van hom, deur sy seun en sy gees. So, kykers en luisteraars, my reaksie eintlik is baie eenvoudig hierso. Wees versigtig wat jy doen op sosiale media. Wees versigtig, jy gaan uitgelok word op straat. Jy gaan op groter mate uitgelok word, soos die afgelope Senekal. Ons kan nog sulke situasies verwag, ons kan nog erger verwag. En hulle agente, gaan die emosie aanvuur, om ons te dwing tot 'n punt, wat vir hulle weer op die wêreld verhoog kan plaas en sê, hier is die reaksie, ek weet almal van u is kwaad, ek weet almal van ons is gefrustreerd, maar is nou belangrik om stil en kalm en sterk te wees. En laat die Vader se toorn op sy manier, op sy tyd uitspeel, en ons vat ons pak soos 'n man, as 'n oorblyfsel, as 'n volk wat sy weë verlaat het. Ons vat ons pak soos 'n man, daai pak gaan ophou, en dan sal die Vader, soos by Bloedrivier, soos by Amajuba, soos in ons hele geskiedenis, sal hy vir ons van daar af herstel. Alle seën vir julle almal tot 'n volgende keer. Totsiens.